harte sal insny en dat ons dader sal wees van u woord. Dat ons sal staan op u woord en daarin kan lewe. Bid vir elkeen wat luister vanmôre en elkeen wat inkyk. En elkeen sal seën dat alles wat ons doen vanoggend tot u verheerliking sal wees. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Jy kan maar die sitplekke neem, dankie. Vanoggend is die derde preek in die reeks oor finansies. En die tema Gert is God se voorsiening. God se voorsiening. Nou wanneer ons kyk na God se voorsiening, is daar 4 vlakke. Ek weet nie wat anders om te sê behalwe 4 vlakke nie. Van finansiële afhanklikheid. 4 dinge wat maak dat ons sukkel met ons finansies of deurkom met ons finansies. Die eerste een is om nie genoeg te hê nie. Om nie genoeg te hê nie. Ek glo daar is vanoggend ouens dalk hier of wat luister wat nie genoeg het nie. Jy dalk nie meer 'n werk nie. Jy weet nie hoe die rekeninge betaal gaan word nie. Nie genoeg nie. Ek dink aan die verhaal waar mense hulle huise eerste gestel het in Haggai 1 vers 6 en 9 en nie die Here se woord eerstens verkondig het nie. So die eerste vlak is nie genoeg nie. Die tweede vlak is net genoeg. Jy maak dit net, jy kan jou rekeninge net betaal. Maar daar is nie genoeg om tiendes en offergawes te gee nie. Jy haak vas met dit. Nou hier dink ek aan die verhaal van Elia wat die weduwee se kruik laat uitgooi het in verskillende bakke en die olie het nie opgehou totdat die laaste bak daar was nie. So dit was net genoeg. Sy kon haar lewe saam met haar seun gelewe het vir die res van die tyd totdat daar weer reën was. En dan die volgende een is meer as genoeg. Ek glo dis waar elkeen van ons wil wees. Om meer as genoeg te kan hê, om ook te kan tiendes gee en offerhandes te kan gee en vrygewig te kan wees. Meer as genoeg. En nie dink ek aan Petrus wat die Here sy skuit geleen het om uit te vaar net so bietjie en toe Jesus daar van die skuit af mense geleer. En toe hy klaar was, toe sê hy vir Petrus, gooi jou, en gaan hy 'n bietjie dieper in en sê, gooi jou net uit. En hulle het baie visse ingetrek. Meer as genoeg. Hulle kon daai visse verkoop en hulle kon dinge daarmee doen. En dan die 4de vlak is oorvloed. Regtig oorvloed. Om 'n voorsiener te kan wees vir nasies. Ek dink aan Josef se verhaal. Josef sê aan die einde van sy lewe, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedoen, sodat dit vandag 'n groot volk in die lewe kan hou. Die Here bring sy volk en hy bewaar hulle, hy voorsien vir hulle, hulle het genoeg van alles. As jy dink aan die tyd in die woestyn, hoe hulle 40 jaar geloop het sonder dat hulle skoene en hulle klere gesluit het, dat hulle genoeg gehad het van alles. Josef kom en hy voorsien vir die volk, en nie net vir die volk nie, vir die wêreld, vir 7 jaar se moeilikheid. Dan is daar 4 kategorieë van finansies, wat ek vanoggend graag vir jou wil noem. En dit is die eerste een is behoeftes of noodsaaklikhede. Almal van ons het behoeftes en noodsaaklikhede. Dinge soos kos en klere en verblyf, vervoer, dinge wat ons elke dag nodig het. En die skrifgie wat ek hier wil graag gebruik is Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid van Christus Jesus. Ons weet, ons kan glo en vasstaan dat die Here ons behoeftes sal voorsien. Maak nie saak in watter omstandighede nie. God sal bly voorsien. Die tweede een hierso is begeertes. Nou ek sien begeertes in 2 kategorieë. Daar's goeie begeertes, God se begeertes in my hart, of wêreldse begeertes, begeerlikhede. Ons kom nou 'n bietjie daarby. So ek glo hierso die skrifgie wat ek hier graag wil deel, is Filippense 4 vers 6. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
Wees oor niks besorg nie. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Here, hy sal jou die begeertes gee. Jy sal moet besluit, wat se begeertes het jy in jou hart. My begeerte is om 'n dieper verhouding met die Here te hê. Elke dag meer en meer van hom te leer en in sy teenwoordigheid te lewe. Dis 'n begeerte van my. Ek het nie 'n begeerte om 'n fancy kar te ry nie. 'n Ferrari te gaan koop of sulke goed. Dis nie my begeerte nie. Dan die derde een is 'n bietjie 'n rowwe een, skierigheid of hebsug. Die liefde vir geld bo kan die liefde vir God. Nou ek het in die eerste 2 preke daaroor gesels. Nou gaan dit nie herhaal nie. Die skrifgie wat ek net hier wil deel is 1 Timoteus 6 vers 10. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Ons het gesien en ons gaan nou weer daarna kyk. Jy kan nie 2 meesters dien nie. Hierdie skrifgie sê baie duidelik dat ons moet ons oë op die Here hou en ons moet hom vertrou vir ons finansies en vir ons lewens. Dit help nie ons kyk na ander dinge nie. En dan die 4de vlak, of die 4de ding wat ek wil noem, is onvoorsiene verpligtinge. En ek weet baie van die gemeente is sit daar, waar jy byvoorbeeld jou werk verloor, of jou gade jou werk verloor het. En nou is daar nie inkomste nie. En nou is daar ook nie werk nie, jy kry ook nie weer 'n werk nie. So, dit is die eerste een. Of die rentekoerse gaan baie op. Ons kan dankbaar wees, die rentekoerse kom 'n bietjie af in die laaste tyd, maar daar was weer 'n tyd waar die rentekoerse baie hoog gegaan het. En dit beteken dan, dat die paaiement wat jy op jou huis byvoorbeeld sou gehad het, of op jou kar, word baie hoër, en jou begroting werk net nie meer uit nie. En dan het jy 'n probleem. Of jou ouers word siek en jy moet hulle nou versorg. Iets wat jy nie voorbegroot het nie. Hulle is either in 'n ouer huis, of hulle bly by jou in die huis, en jy moet versorg. En dalk sleg, jy moet dalk doeke vir hulle koop. En doeke is baie duur. Of iets dergeliks. Of jy gaan deur 'n egskeiding, of het deur 'n egskeiding gegaan, en jy en jy verloor 'n klomp van jou geld en van jou besittings. Julle kan saam met my staan. Ek is al vir meer as 'n week wat ek so hoes, en ek vertrou die Here dat ek sal kan hierdie preek klaarmaak. Amen. Nou, hoekom wil God vir ons rykdom gee? Hoekom wil hy geld in ons hand sit? Eerstens, die grootste rede is om sy evangelie te kan verkondig. Deuteronomium 8 vers 17. Ekskuus. En jy in jou hart dink, my krag en sterkte en my hand het my hierdie rykdom verwerf. Baie keer as 'n ou rykdom verwerf, dan dink jy dit was jy. Jy is die smart ou. Ek het met mense gepraat en sê, maar ek het gewerk, ek het geleer. Die Here het jou oë gegee om te kan sien, 'n brein om te kan dink. Deuteronomium 8 vers 18. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou die krag gee om rykdom te verwerf, dat hy sy verbond kan bevestig, dat ons die evangelie van Jesus Christus kan verkondig. Nie net gee God vir ons rou materiaal nie, dinge wat ons kan gebruik nie, soos byvoorbeeld talente, vermoëns, wysheid, kennis, geleenthede, om te kan verwerf, of te verwerk na 'n bruikbare vorm om geld te verdien. Die Here gee al hierdie goed vir ons. En ek bestraf jou, duiwel, in die naam van Jesus. Kom ons sluit net ons oë vir 'n oomblik. Here, dankie dat ek kan weet, U is die voorsiener van goeie dinge. En ek staan in geloof, Here, dat my stem sal hou, dat ons hierdie preek kan klaarmaak, tot U ere verheerliking. Ons dankie in Jesus naam. Konrad, ekskuus julle. Kry van die salfolie en jy salf ons gou vir Jaap en ons bid weer vir hom. Kom ons stem almal saam. Dat die Here vir pastoor Jaapie sal aanraak, hierdie hoes wat hier is sal weggaan. Want ons weet niks, maar niks is onmoontlik vir hom nie. Here, dankie dat pastoor Jaapie nou nie kan opdra.
Daar waar hy hoes is, Here, daar waar die keel nie so lekker is nie, Here, laat U hom sal aanraak in die naam van Jesus. Here, want ons weet, ons het al gesien, Here, wat U kan doen. Niks man, niks is onmoontlik vir U nie. Dankie dat U hom nou aanraak, Here, en dankie vir die boodskap wat kan uitgaan, soos U dit vir hom gegee het, Here. Ons weet dat die duiwel wil net aanslag gee, Here, maar ons dankie en ons staan op U woord, en ons weet daar is niemand, maar niemand soos U nie. Seën hom nou verder in hierdie preek, Here, en laat dit sal uitgaan in die naam van Jesus. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, baie dankie. So die Here gee vir ons al hierdie dinge, wysheid, vermoëns, geleenthede. Baie keer sê mense, maar ag, ek het dit uit my uit gedoen. Dit is nie so nie. Die Here gee jou die genade daarvoor. Ons het gesien in die preek van die rentmeesterskap, dat die Here vir ons, dat alles aan die Here behoort. En hy gee vir ons toegang tot dit wat hy ons gegee het. Ons kyk na skatte in die hemel en die twee meesters. Dit is 'n baie bekende skrif en ek het dit al gedeel. Jesus het 45 gelykenisse, ek het gaan tel. Miskien het ek 1 of 2 gemis. Maar hy het omtrent 45 gelykenisse vertel. Sommige lank, sommige net 2 versies. En van hierdie 45 is omtrent 15. Is omtrent 1/3, bietjie meer dalk, het gehandel oor geld en die gebruik van geld. So dit was vir die Here belangrik om ons gesindheid oor geld te hanteer en seker te maak. In die Bybel is al meer as 2000 verwysings na geld en rykdom en voorsiening. Meer as 2 keer geloof en gebed. En ek bly staan in geloof. Here, dankie. Matteus 6 vers 19 en 20 sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en wat diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar, waar mot in die hemel, waar mot en roes nie verniel, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Ons het 'n keuse, waar ons skatte bymekaar maak. En ons maak skatte bymekaar in die hemel. Jakobus spreek dit ook aan, as hy in Jakobus 5 vers 2 sê, julle rykdom is bedorwe, julle klere is deur motte verniel, julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Dan kom hy en hy sê, julle het skatte vergader in die laaste dae. Dis belangrik, julle. Dis die 3de preek wat ek hieroor preek. En dit is nie altyd maklik om jou gedagtes te verander nie. Daar's 'n mooi Engelse woord wat sê mind shift. Jy moet jou gedagtes skuif om die Here te kan dien. Waar is ons harte? Waar is jou hart vanmôre? My hart, in Matteus 6:21 sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Die Good News Bible sê van Matteus 6:24, you cannot be a slave to 2 masters. You will hate the one and love the other. You will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Wat het God bepaal? Op watter maniere het hy bepaal dat ons hierdie rykdom kan verwerf? Dat ons kan weet, ons kan iets kry. Wel, die eerste een is werk. Daar's 4 dinge wat ek gaan noem vandag. Werk, om te spaar, om te beplan en om te gee. Werk is die belangrikste een. Werk is die primêre metoode om geld te verdien. En om te werk is goed. Is dit nie? As jy 'n ding doen en jy werk en jy kry jou geldjie en jy kan jou gesin versorg en jy kan jou geld, jou rekeninge betaal. Jy kan tiendes en offergawes gee. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie? Dat ons kom by meer is genoeg. Meer is genoeg om te kan gee. Efesiërs 4:28 sê, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die wat gebrek het.
Nou, werk, bring satisfaksie. Dis die wil van die Here dat ons moet werk. En ons woord sê, as jy volgens die wil van God bid, sal hy jou antwoord. Daar is vanoggend mense hier wat nie werk het nie. En ons bid vanmôre, dat jy 'n werk sal kry. As jy wil werk, sal jy 'n werk kry. En dis wat ons die Here voor vertrou. Spreuke 28 vers 19. Wie sy land bewerk, het volop brood. As jy werk, jy volop brood. Maar wie nietighede najaag, het armoede volop. Waar wil jy wees? By armoede of wil jy genoeg hê? Moenie lui wees nie. Spreuke 6 vers 10 sê, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom jou armoede dan soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Ek gaan op tone trap vanmôre as ek sê, miskien het jy nie 'n werk waar jy geld verdien nie, maar jy's werk by die kerk. Jy kan 'n broodjie kom maak. Ons kan vanoggend nie tee en koffie gee nie, want hier's nie genoeg werkers nie. Ons het al gevra, kom help vir ons met ons wil die gordyne was, ons wil die kerk skoonmaak, dan daag niemand op behalwe die gewone paar nie. Dis eintlik 'n skande. As ons die kerk wil skoonmaak, ons gaan nou werk met die kruisstasies. Ons gaan klomp goed doen. Daai maandag daarna gaan ons opruim. En ek vra u al reeds nou, kom help. Kom help, want ons baie goed om opgeruim te kry. Ons gaan 'n tent moet afbreek, ons gaan 'n klomp goed moet doen. So om te werk, bring iets in jou lewe tevoorskyn, wat nie daar is sonder dit nie. 2 Tessalonisense 3 vers 10 sê, want ook toe ons by julle was, het ons julle altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Dis moeilik. Dis 'n rowwe skrifgie daai. Ons kan dus bid vir werk. Ons kan bid vir ons besighede, dat ons besighede sal groei, sodat ons meer mense in diens kan neem. Want vir elke persoon wat jy in diens neem, het 'n gesin. En die gesin word versorg deur die besigheid wat die Here jou gee. En ons moet daaraan vashou. Ons kan bid vir ons besighede, ons kan bid vir ons werk. Ons kan bid vir werk. 1 Timoteus 5 vers 8. Maar iemand wat vir sy eie mense, vir al sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Vertrou die Here vir 'n werk. Daar's 'n werksgroep wat pastoor Andries werk opsit. En mense kan werk, aansoek doen vir werk. Ek is seker daarvan, iemand kan jou help om 'n CV op te stel. En iemand kan jou help om hierdie werk te kry. Is dit nie so nie? Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ek sê altyd vir my mense by my werk, veral as daar groot aanslag kom, ons het kompetisie in die mark en ons tender vir dieselfde college se stelsel. Dan sê ek vir hulle, okay ouens, ons doen net ons beste. Wat ook al ons doen ons vir die Here, asof dit vir hom is, want dit is sy besigheid. Ons doen dit vir hom, en ons doen ons beste. Hy sal besluit, sy wil sal geskied. En dis hoe ons werk. Efesiërs 6:6. Nie met oordien soos mense baas nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen. Wil van God van harte doen. So ons doen dit asof ons vir die Here dit doen. En dit sal jou hele gesindheid van werk verander. Selfs al werk jy by 'n plek waar hulle nie jou eer nie. Selfs al gaan dit rof by daai werk, en jy verander jou gesindheid en sê, maar ek doen dit vir die Here. Doen dit nie vir die mense nie, doen dit vir die Here. Die tweede punt wat ek maak is om te spaar. Om te spaar. Spreuke 21 vers 20 sê, kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige.
maar die dwaase bring dit deur. Kosbare skat en olie. Hy verwys na rykdom hier. Dis in die huis van die regverdige. Nou om te spaar is die mikpunt om tussen 2 en 3 maande van jou salaris as reserve te hê. Dan sê jy hemel tog, hoe gaan ek dit ooit hanteer? Wel, kom uit skuld uit. Want as jy in skuld is, kan jy nie 10 en offergawes gee nie en jy kan ook nie spaar nie. So ons moet uit skuld uitkom en dan gaan ek gaan 'n lesing aanbied. Seker in my maand as die Here wil. Om uit skuld te kom. Skuld en skuldvryheid is die ding se naam. Ons gaan leer om begrotings op te stel, ons gaan leer om uit skuld uit te kom en ons gaan mekaar help om uit skuld uit te kom. So jy kan weet ergens in Maart, ek sal nog sê watter datum. Daar word gepraat van die 10-10-80 lewenswyse. 10% gaan vir die Here, die eerste 10%. 10% spaar van jou inkomste en jy leef op die 80. Dis nie maklik nie, maar dis moontlik. Dis nie maklik nie, maar dis moontlik. Hoe spaar jy? Hoe gaan jy dit regkry om te spaar? Wel, soos ek gesê het, die eerste ding wat jy doen is kom uit skuld uit. Want as jy in skuld is jy vasgevang en jy is 'n slaaf van die ou aan wie jy die geld skuld. En dit is maar soos dit is. As geen verbykom daar nie. Bepaal jou behoefte voor jy spaar. Ons gaan spaar om seker te maak as jy 'n band verloor en deur een van die potholes te ry. Wat kos 'n band vandag? R2000. As jy nou die band afskryf, waar gaan jy die geld kry? Jy gaan dit ergens moet leen dan, as jy dit nie het nie. So as jy 'n spaarrekening het, of 'n spaarplan het, dan kan jy daai band bekostig. Die slegste ding wat jy kan doen, is om by 'n mikrolener geld te gaan leen. Of geld te gaan, of iets te gaan verpand. Dis 'n slegte ding, want daai ons rente is baie hoog. Moet dit nie doen nie. Begin met 'n spaarrekening. Maak vir jouself 'n spaarrekening oop. As jy nie baie geld kry nie, maak 'n spaarblikkie oop. Sit jou geld in die blikkie as jy met kontant werk. Maar wees verseker, jy gaan versoek word om daai geld uit te gee. As jy in 'n winkel ingaan, vat die Hyperama byvoorbeeld. Hulle het nou hulle gangetjie so gemaak dat jy so 'n mooi ry staan. Jy doop so en dan doop jy na die til toe. Wat wonderlik is, jy almal word eweredig behandel. Maar weet jy wat doen hulle? Hulle sit die kant en die kant, rye en rye en rye goeders. Meeste van die tyd sweets, chocolates. So dit vat al my selfbeheersing om verby dit te loop en te sê ek gaan nie 'n chocolate vat nie. Ek het lanklaas 'n chocolate geëet, jare voor die vas. So ek byt nog vas. Die ouens wat vasbyt om op te hou rook en op te hou wat ook al. Kom ons hou aan daarmee. So kry vir jou 'n spaarrekening en maak seker jy gee nie die geld net uit nie. Want dit is belangrik. Die gaping moet wees tussen wat jy verdien, hy moet nie wees wat jy verdien en wat jy skuld nie. Want as jy skuld is jy 'n slaaf. Maar die gaping moet wees tussen wat jy verdien en wat jy kan uitgee. Jy moet seker wees dit wat jy kan uitgee. Moenie by 'n mikrolener of by iemand gaan geld leen nie. Pas jou lewensstandaard en jou lewenswyse aan om reg te kan sonder skuld lewe. Prediker 11:2 sê, hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie watter teëspoed die land kan kom nie, in die land kan kom nie. So beteken spaar geld, sit dit weg. Spreuke 13 vers 11. Rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. As jy dit sommer geld kry, iemand gee dit sommer vir jou geld, dit verminder maklik. Wie bietjie vir bietjie met die hand bymekaar maak, word ryk.
Mens maak bietjie vir bietjie by mekaar. Jy spaar 'n bietjie vir bietjie. En dit maak dat jy gaan naderhand genoeg geld hê. Al gee jy net R10 vir die Here se werk en jy spaar R10, het jy R10 gespaar en jy R10 vir die Here gegee. En hy sal jou seën. Die derde punt wat ons maak is beplanning of begroting. As jy vir niks beplan nie, sal jy elke keer niks kry nie. Jy moet vir iets beplan. Jy moet 'n begroting hê. Spreuke 13 vers 18. Armoede en vernedering wag vir iemand wat hom nie laat leer nie. Wie teregwysend van ter harte neem, word geëer. Indien jy in skuld is of in skuld bly, gaan jy nie uit dit uitkom nie. Jy gaan met iets verkoop of iemand ophou koop. Spreuke 24 vers 3. Deur wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit bevestig. As jy 'n begroting het en jy kry hulp met 'n begroting en jy bly volgens jou begroting, gaan dit begin werk vir jou. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie, maar dis moontlik. Vers 4 sê deur kennis word die kamers gevul met allerlei kosbarehede en lieflike goed. As jy beplan en jy spaar en jy hou vas aan die Here, jy gee vir hom wat nodig wat hy toekom, begin jy vorder. En dan die vierde punt, wat seker die belangrikste punt is, ek het hom net laaste gesit om hom regtig klem op hom te sit. Dis om te gee. Jy vra my, hoe gee mense om geld te kry? Wel, dis wat die Here sê in sy woord. Spreuke 11:24 sê, daar is een wat ruim uitdeel. Een wat gee en meer kry. En een wat terughou, wat reg is, tot sy eie gebrek. As jy synig is, ouens, gaan jy dit verloor. Jy moet vrygewig wees en gee. 25 sê, wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloedig hê. Jy iemand anders voorspoed gun, sal jy dit ook kry. Dis weer 'n saai-maai beginsel. Jesus gee ons 2 sleutels hoe om te gee. Nommer 1 is Lukas 6:38. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Gee. Gee. Dis wat hy hier sê, gee. En aan jou sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk, geskit en oorlopend is. Dink aan 'n vrou wat op die lande gewerk het en wat 'n voorskoot gedra het, 'n klere gedra het, dan sy haar voorskoot so gehou, dan het hulle die goed daar ingegooi, dan sy hom geskit en geskit, dat hy vol kon kom. Soos wat ons 'n sak meel sal volmaak, of 'n sak mielie sal volmaak, jy skit hom tot hy oorlopend is. Sal hulle in julle skoot gee. So mense sal gee, as jy begin gee, gaan God voorsien. Hy gaan voorsien. En ek kan daarvan getuig. En ek seker daarvan van julle kan daarvan getuig. Dan sê hy, die maat waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. Ek het julle al vertel van die saaier, die boer wat gesê het, goed, ek gaan nou saai hierdie jaar. Ek gaan 1 sak mielie saai. En sy buurman besluit, hy gaan 100 sak mielie saai. Die ou wat is 1 sak saai, gaan 1 sak se oes kry. Michelle, ek hoop nie jy vleit vir my nie. Die ou wat 1 sak saai, gaan 1 sak se oes kry. Die ou wat 100 sakke saai, gaan 100 sakke se oes kry. Dit wat jy gee, gaan jy ontvang. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê ook, as jy volop saai, sal jy volop maai. Ek kan nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is om vrygewig te begin wees nie. Wanneer jy begin gee, sal God vir jou voorsien. Wanneer jy by die kerk kom werk, vir geen salaris nie, sal God vir jou voorsien. Hy sal.
Die tweede sleutel wat die Here gee is, dis saliger om te gee as om te ontvang. Dis in Handelinge 20 vers 35. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Weet jy hoe lekker is dit om te gee en iemand is dankbaar daaroor. Jy sien sommer in sy gesig, dis wat die Here gedoen het. Ek dank die Here dat ons kan gee. Die kerk in Jerusalem was 'n vervolgde en 'n arm gemeente. Dis 'n vervolgde kerk. En Paulus het sy hele bediening geld bymekaar gemaak vir die kerk in Jerusalem. Dis waarom ook die laaste keer gevang het en waar hy oorgegee is uiteindelik aan die Romeine en hy op die keiser beroep het en hy Rome toe is. So Paulus het sy hele lewe, sy hele bediening, het hy geld bymekaar gemaak vir die kerk. Geld en besittings wat aan ons behoort, kan ons reg aanwend as ons die Here reg vertrou. Ons gesindheid is die belangrikste ding van alles. As jou gesindheid nie is om te kan gee nie, sal jy nooit terug ontvang nie. Jy moet die regte gesindheid hê. As jou hart reg is teenoor God, sal jy alles wat jy het in sy koninkryk wil belê. Onthou, alles behoort aan die Here. Jy behoort aan die Here. Ons het 'n pragtige liedjie vanoggend gesing. Ons is duur gekoop in die bloed van die lam. Die Here het ons gekoop. Ons is sy eiendom. En alles wat hy jou gegee het, is sy eiendom. Jou besigheid, jou werk, jou vrou, jou kinders, jou man, jou huis, jou kar, alles behoort aan die Here. Amen, dankie JP. Anders is nie wil om amen te sê nie. Is iemand vrygestel om te gee? Is daar iemand wat nie hoef te gee nie? Wel, ek glo as jy het om te gee, moet jy gee. Moet dit nie terughou nie. Ons het gelees net, nou iemand wat dit terughou, sal dit verloor. Gee met 'n oop hart. Gee na mate jou voorspoed. Dit help nie jy wil R1000 gee en jy kry SASSA geld nie. Jy gaan dit nie maak vir die maand nie. Maar dit help ook nie jy kry R50.000 'n maand en jy gee net R10 nie. Die balans is nie reg nie, kan jy sien. So gee volgens jou voorspoed. En dis hoekom tiende vir my so groot waarde is, die woordjie tiende. Want elkeen gee 'n tiende. As jy R100 gee, gee jy R10. As jy R10.000 gee, gee jy R1.000. Is dit nie? So, dit is in verhouding wat die Here, hy is baie slimmer as ons. En dis die verhouding wat daar bestaan. So baie ons sê, maar 10 is nie meer vir vandag nie. Ek glo, die Here gee vir ons wanneer ons gee. Maar hy gee vir ons volgens ons, en ons gee volgens ons oorvloed. En die Here gee vir ons terug. Hy doen dit vir ons. My volgende opskrif is skuldvryheid. Ek het so 'n bietjie al daaroor gesels. God gee vir ons hierdie 4 geleenthede. Te werk, om te spaar, om te beplan en om te gee. Dis wat hy vir ons gee. Hy gee ons hierdie geleenthede om rykdom te verwerf. En as jy in skuld is en in skuld bly, gaan dit verlore en is jy nie in staat om die terug ontvang van God se koninkryk te ontvang nie. Jy gaan sukkel, jy gaan nie daar uitkom nie. Spreuke 27 vers 20. Die doodryk en die plek van vertering word nie versadig nie. So word die oë van die mens nie versadig nie. Jy kan nou maar vir my sê wat jy wil, en ek is net so skuldig. Iets wat mooi is, iets waarvan jy hou, as ek in Builders loop, het ek altyd baie gereedskap gekoop. Gebruik nie die goed nie, maar ek koop dit net. Want dit is mooi. Dit is lekker om gereedskap te hê. Dit is lekker, vrouens loop deur die rakke en koop skoene. Ek wil nie sê almal het baie skoene nie, maar haar kas is vol skoene. Maar my kas seker maar ook. So ons koop graag goed. Ons wil graag goed hê. En ons moet ons verhouding met die Here so hê dat ons weet wat ons kan en nie kan nie. Psalm 37 vers 21. Hierdie is 'n baie belangrike vers.
as jy geld leen by iemand of by 'n instansie. Die goddelose leen en gee nie terug nie. Hoeveel plekke het jy al geld vir iemand geleen en hy gee dit nie terug nie? Dis 'n goddelose ou wat nie teruggee nie. Die regverdige ontferm hom en gee. Waar sit jy in hierdie twee op hierdie skaal? Is jy by die onregverdige wat nie teruggee nie, of is jy die regverdige wat uitgee en uitleen, van ontferm en gee? Wat een is jy? Kom ons toets jou hart, ons toets my hart. Spreuke 30 vers 7 sê, 2 dinge vra ek van u. Onthou dit nie van my voordat ek sterf nie. Dis die 2 dinge wat ek graag wil hê. Hou valsheid en leentaal ver van my af weg. Gee my nie armoede of rykdom nie, maar laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Is dit nie 'n mooi versie nie? Gee my nie rykdom of armoede nie. Gee my wat ek nodig het. U sorg vir my. U ontferm u oor my. Dan sê vers 9, dat ek nie, as ek oorversadig geword het, met ander woorde, as ek meer as genoeg begin hê, u verloon en sê, wie is die Here? Ek het die geld verdien. Of, as ek arm geword het, ek steel my aan die naam van God vergryp nie. Here sê, Salomo sê hierso, ek dink is Salomo, weet ook nie. Hy sê hierso, 2 goed. As ek ryk word, as ek geld het, as ek dinge het, laat ek nie agteroor sit en sê, soos die ryk dwaas gemaak het, en ek het alles nou wat ek nodig het, ek hoef nou nie meer te worry oor die Here nie. Die Here het daai man se lewe weggevat daai nag. So ons sit met die gekeuse, gaan ons, wanneer ons geld kry, wanneer ons rykdom begin kry, die Here die eer gee, en by hom hou. Ek sê altyd, maak nie saak, by wie ek praat nie, sê ek altyd, ek het dit al hier dalk gesê, as my kinders gehoorsaam is aan my, is daar geen rede om hulle te straf nie. Is dit nie? As ek gehoorsaam bly aan God, is daar geen rede hoekom hy my moet straf nie. Hy leer my dinge, ons geloof word getoets, ja, ons gaan deur rowwe omstandighede partykeer, maar God is altyd by ons. Hy stap deur daai moeilikheid saam met jou, en soms draai ons. Meeste van die tyd draai my. Hierdie volgende 3 skriffies is nogal 'n moeilike verklaring. 1 Johannes 2 vers 15, hy sê, moet nie die wêreld lief hê, of die dinge in die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Nou, die woord sê in Romeine 5 vers 6, die liefde van God is in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons kom woon. Hierdie skriffie sê, as iemand die wêreld lief het, is die liefde van God nie in hom nie. Dis ons verantwoordelikheid om nie die wêreld lief te hê nie, om God lief te hê. Ons kan nie 2 meesters dien nie, so jy het dit gesien. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, my vlees begeer goed, ek begeer chocolates, en soet goed, jy dalk ander dinge, die begeerlikheid van die oë, wat hulle daai gangetjie so pak met die goed, begeerlikheid van die oë, want jy loop verby en dan staan jy nou in die tou, dink jy, ag, kom ek sit maar hierdie ook in. Dis begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, ander woorde, dit wat jy na smag jy na jouself om groter te word en beter te word, of smag jy om by die Here te wees en hom te dien. Is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Hierdie 3 goed, begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie van God nie, dis van die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede. Hierdie goed gaan verby. Jy koop 'n ding vandag en oor 3 weke dan werk jy nie meer nie. Dan los jy hom net uit. Ons mors ons goed. Vers 17 sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid.
maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Waar is jy, en watter kant van die skaal is jy? Nou my laaste punt, geniet wat God jou gee. Geniet dit wat die Here jou gee. 1 Timoteus 6 vers 6 is 'n pragtige vers. Hy sê, maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Wees dankbaar met wat jy het. Wees vergenoegd met wat jy het. Moenie aanhou so goed begeer nie. Moenie dinge begeer nie. Ons het nou dit gelees. Wees tevrede met wat jy het. En dit wat jy het, pas dit op. Pas dit op. Leer jou kinders. Weet jy, ek kan al my speelgoed wat my kinders opgepas het, wat ons nou nog vir die tuinkinders kan laat speel mee. Hulle is 'n bietjie robber met die speelgoed, want baie van dit is nou al stikkend, sien. Maar pas dit op. Pas dit op, wat jy die Here jou gee. Ek sluit af met die laaste skrif, Prediker 5 vers 19. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug in sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. As jy geld kry by die Here en jy gee jou tiendes en offergawes en jy spaar jou geldjies en jy 80% wat jy kan uitleef en jy maak nie skuld nie, moet jy dankbaar wees teenoor die Here. Want hy stel jou in staat om te geniet wat jy kry. En dis wat belangrik is. Baie mense het baie geld, maar hulle is so besig met die geld en die jaag na die geld, dat daar nie vreugde is nie. Die Here wil vir ons vreugde gee. Hy wil vir ons dit wat hy ons gee, of dit min is en of dit baie is. Hy wil met ons dit deel. En hy wil ons vreugde gee dat ons dit kan geniet. Glo jy dit? Die Here wil hê ons moet dit geniet. Nou ja, almal wat gebid het vir my, baie dankie. Iemand is nou baie sterk besig om te bid. Want die hoes is nou weg. Prys die Here. Dankie Wiets. Dankie oom Dan. Dankie julle. Die Here bly goed. Die Here bly goed. Eer hom vir dit. Dan wil iets kom sê. My dierbare broers en susters, dit wat pastoor vanmôre vir ons geleer het, kom uit die skatkamers van die hemel uit. Ek wil net vir u kort getuienis gee dat my en Petra op ons lewenspad gekom het. Ek het 'n werk gehad as 'n junior klerk by Old Mutual. En ons het daar by Gesina het ons aanbid. En een Sondagmôre kom ons daar by die kerk aan, ons het in Mikkelneek gebly in 'n woonstelletjie. Die mense sit die hele kerk vol. En ek met nou iewers te sitplek kry, daar is nie sitplek. Ek sê vir haar, gaan maar in die moederskamer met Melanie, en dan sal ek in die gang sit, verstoep, wat hulle ingedra het. En die Duitser het daai dag daar gepreek. En die gemeente het hom ondersteun toe hy in Lesotho sendingwerk gedoen het. En daar word 'n oproep gemaak om hom te kan ondersteun vir 'n jaar lank. Hier sit ek. Ek sê junior klerkie. My vrou sit by die huis met Melanie. En sy is woelig. En sy is nou nie in moederskamer in. Nou word die uitnodiging gegee. Jy maak 'n belofte. 'n Belofte. Dit is nie net sommer net gee nie. Jy maak 'n belofte en jy geloof dat die Here sal voorsien. En ek weet nie hoe dit gekom het nie. Die Here se seën was net op hom.
Maar ek skryf dit nou in. En ek stuur, hulle vat dit op en ek kom by die kar, en ek sê van, hoor nie man, ek het 'n belofte gemaak van soveel. Sy sê, maar jy weet ons kan dit nie bekostig nie. En ek weet ons het nie 'n randjie vir 'n brood partykeer nie. En ek vat die Here op sy belofte. En ons vind dit. En elke maand betaal ons daai belofte aan die Here oor vir sy werk in Lesotho, bo en behalwe die 10de. Wat gebeur? Van 'n junior klerk, binne 9 maande het ek gevorder tot die 3de bestuurder in die tak. Dis hoe goed werk. Wanneer jy hom vertrou. Jy moet hom vertrou. Jy moet nie dink jy gee. Hulle sê, die Here sien jou hart. En hy sien die gesindheid wat jy dit gee. Ek sê Jan, in die Mimpie, ek sal nooit vergeet nie, ons was saam met julle gewees, en daar by Janie Libbe, en daar was agter 'n muur wat gebou moes word. En die kerkraad het dit nie. En hier kry ek 'n bonus. En die Here sê, skenk dit. Tot en met sy dood het pastoor Janie Libbe dit altyd onthou. Want daai bedrag wat ek daar gegee het, ek en Petra, het presies uitgewerk wat die muur gekos het. Dis in die bure en die kerk. My broers en susters, moenie God se wil onderskat nie. As hy vir jou iets gee, en baie keer gee vir jou iets, met die doel om die volle bedrag vir iemand anders te gee, moenie ongehoorsaam wees nie. Die seëninge kom uit die skatkamers van die hemel. Dankie, pastoor. Dankie, Dani. Ek het net op my hart om te vra, is daar nog iemand wat 'n getuienis moet kom gee oor sy finansies en wat die Here kom doen het? Enige iemand? Iemand nie? Pastoor Konrad, kom. Dankie pastoor Jopie. Ek het 'n R7 getuienis. Ek noem hom my R7 getuienis, want dis al wat ek gehad het. So hierdie is een van baie gebeurtenisse, maar ek het finansies in die bank, en soos pastoor Japie vroeër gesê het, daar gebeur onvoorsiene goed. So ons is okay. Maar daar gebeur iets en ek en Bianca moes 'n besluit maak om daai onvoorsiene probleem aan te voorsien. En ons betaal die geld oor in die persoon se rekening en daai ou is okay, hy's alright. Maar ek het R7 in my kar, in my bank, en ek het nie petrol in my kar nie. So ek ry op, dit was die Dinsdag gewees, en ek ry op, ons werk aan Roslyn, en hier teen die berg op, is my petrolliggie al aan, en ek dink ek gaan by die werk uitkom nie. En Bianca sê vir my, maar wag bietjie, jy het 'n loyalty kaart van daai garage. En ek trek by die garage en elke keer as ons petrol ingaan, swaai ons maar die petrol, die loyalty kaart, en ons vergeet eintlik maar daarvan. En ons gooi R234 se petrol in.
En is genoeg om my by die werk te kry, totdat ons toe nou weer finansies kry later die week. Dit was die donderdag, toe kry ons weer finansies. Weer nog steeds op die R7. Ek is by Harreware winkel, ook 'n loyalty, ek hou van Harreware winkel, hulle het ook aisles, hoor. En dit, jy weet, hulle het nou ook hierdie aisle wat al hierdie oulike goeders is, maar daar is iets wat ons nodig gehad het, en hierdie loyalty kaart van hierdie Harreware winkel het ook die finansies genoeg gehad om te koop wat ek nodig gehad het. So het die Here aan ons voorsien vir dit wat ons nodig gehad het, wanneer ons dit nodig gehad het. En ek wil julle bemoedig, want die Onse Vader, die gebed, sê, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy sê nie, Here, geef my 'n trolly vol kos nie. Ons vertrou die Here elke dag vir dit wat ons nodig het. En ja, wat jy gesê het is reg, dit wat ons moet, as die Here gepraat het, saai, gee, oorvloedig, dit wat die Here vir jou op jou hart geplaas het. En ja, die Here sal voorsien, hy maak 'n weg. Amen. Dankie Konrad. Nou nog iemand? Ons het nog so 'n paar minute. Wil dit nie aanjaag nie, as daar nog iemand is, kom Willem hulle. Kyk hoe loop sy sonder die trolley. Ja, ek en my vroukie, weet, ek het deur die lewe gegaan. Geld was nie vir my belangrik nie. Ek het altyd iemand gehelp. Niks terugverwag. Jy weet, ek het 7 dae 'n week gewerk, nooit in 'n kerk gekom nie. Nooit tiendes betaal nie. Maar ek het altyd, as iemand iets gevra het, het ek gegee. En vandat ek en my vroukie by mekaar is, het ek en sy saam die Here begin dien. My vrou het gegly op 'n stoep, op die stoep daar by die huis, en haar heup is seer, en van daar af het dinge agteruit begin gaan. En ek en sy het gebid, en die gemeente het saam gebid, baie mense het vir haar gebid, en dinge het donker geword. Sy was in ewige pyn. En ons baie wat dit gesien het. En ons glo die Here het vir haar deurgekom. In Maart maand het daar 'n onvoorsiene skenker gekom. En alles vir haar betaal vir die operasie. En in 'n maand se tyd was alles verby. En my vrou is nou genees en ons sê dankie Jesus. Dat Jesus ons raak gesien het. Dankie Willem. Halleluja. Dis jammer ek ken nie die liedjie om daarna, anders het ek hom sommer gesing op die mikrofoon. Die Here is goed, ek is bly. Ek kan getuig, hy is goed. Hy is 'n voorsiener en 'n waarmaker van sy woord. Is daar nog iemand wat wil kom getuig? Dan gaan ek afsluit. Die musiekspan kan maar boontoe kom, dankie Michael. Kom ons staan op voor die Here vandag.
Ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons kan weet U is goed. Dankie dat ons op U woord kan staan, Here, en kan weet U voorsien vir ons in ons behoeftes. Here, U sê in U woord, in Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Here, ons kom vanoggend voor U in vrees en bewing, want U is 'n lewende God. En ons vertrou U vanmôre vir voorsiening, vir elke behoefte, Here. Dat U ons sal help om goeie begeertes te ontwikkel, Here, om U te dien, om U te volg. En vanoggend wil ek bid dat hierdie woord ingang sal vind in ons harte, en dat U vir ons sal help deur U Gees, om deur hierdie goed te kan werk, om uit skuld uit te kom, Here, en om ons oë op U te hou. Vader, ek eer U vanmôre. Ek bid vir elke besigheid wat vanoggend hier verteenwoordig is. Here, dat U daai besighede sal seën, dat hulle sal groei, dat daar nog mense aangestel kan word, en die mense wat vir ons werk, vir U sal werk, Here. Dat ons alles wat ons doen, tot U eer sal doen. Ja, vir ons, Here, wat 'n werk het, en 'n besigheid het, en kan werk by daai besigheid. Help vir ons, Here, om dankbaar te wees vir daai werk. Daar's baie ons in die werk het vanmôre, Here, en ek wil vir hulle bid vandag, in ons gemeente, en in ons gemeenskap, en in ons land. Here, ek dink is hier by 'n 40% werkloosheidssyfer op die oomblik. Here, ek bid dat die regering sal verstaan dat hulle die regte besluite moet neem, Here. Dat ons beleggers kan kry in hierdie land, dat daar nuwe dinge gestig kan word, en gebou kan word, en dat daar werk geskep kan word. Dat ons sal werk, genoeg sal hê om te kan gee vir U, en te kan spaar, en te kan uitlewe, en dit te kan geniet. Dankie, Here, vir wat U vir ons doen. Ons eer en bring U die lof en aanbidding vandag. In Jesus naam. Amen. Goed, kom ons sing sommer Shout to the Lord.
Halleluja. Ek sê nou vir pastoor, Jan. Ekskuus, ek het gewag tot op die heel laaste, want ek wou nie die gang van die diens beïnvloed nie. Ek het net 'n versoek vanmôre, baie ernstige versoek. En dit is dat ons moet bid vir ons land en ons regering. Daar's op die oomblik heelwat beweging in verskillende rigtings in. En ek wil nie in detail ingaan op dit nie. Al wat ek wil sê is, kom ons vertrou die Here, bid vir ons land, bid vir ons volk. Ons het die Here baie nodig met die volgende paar besluite wat sal neem in die volgende paar jaar. Ook wat dit raak ook ons finansiëel, maar kom ons praat met die Here oor die politieke situasie in die land. Asseblief broers. Ons Hemelse Vader, ek het soveel vrymoedigheid voor U wanneer ek sê, U woord sê vir my, ken my in al jou weë en ek sal jou paaie gelyk maak. Maar dis vir ons, Here. Maar nou kom ons ook vanmôre na U toe met ons hele instelling en ons hele betrokkenheid in ons land en ons volk. Hier is soveel beweging en politieke sake wat inkom en mense glad nie in ag neem wat U behaag nie, Here. Daarom kom ons vanmôre na U toe en ons vra, Here, gee vir ons wysheid, gee die volk wysheid en insig, dat ons U kan dien in gees en in waarheid, en die ontwikkelinge wat beplan word vir die volgende paar jaar, dat dit ingeperk word om in U wil te wees. Here, ons wil U dien, en hierdie volk en land moet aan U behoort, in Jesus naam. Daarom kom ek na U toe vanmôre, en ek brei nie uit nie, Here, maar U ken die volle omstandighede, en ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek, baie dankie oom Jan. Ja, ons het die Here nodig. Ons moet op die Here vertrou in hierdie omstandighede. Ek sê vir pastoor Jaapie, ek is so opgewonde, ek wil sommer 'n tweede offergawe opneem. Is julle nie opgewonde om te gee nie? Amen, en te spaar. Ja, halleluja. So, daai getuienis van oom wat, daai belofte, daai gelofte, maak hy gelofte in jou hart en onderneem en bring volgende week saam en seën en ontvang dat die Here jou kan seën. Halleluja. Ek wil net ook vir die Here al die eer gee, want na die gebed toe preek pastoor Jaapie so mooi en skoon. Ja, dis awesome. Die Here doen wonderwerke. Hy kan jou omstandighede verander. Vertrou die Here. Gebed is kragtig. So baie dankie Here vir daai boodskap wat oorgedra was. Kom ons sluit ons oë. Here, hierdie boodskap dring in op ons, Here, want ja, sonder geld is die ekonomie en dit is net, ja Here, ons het geld nodig, Here, om van te lewe, ons behoeftes, Here. En daar's woord wat uitgegee is vandag en ek vra Here dat die Heilige Gees daai woord sal oopbreek en vir ons sal openbaar, laat ons daarop kan staan, op geloof, daarop kan beweeg, Here, dat ons U kan vertrou met alles, Here. Here, ons dankie vir hierdie diens en vir hierdie verrigtinge, Here. En ek spreek U seën uit oor elke persoon. Die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die samesyn van die Heilige Gees wat met elke persoon beweeg. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek wil vir julle 'n voorspoedige week toewens en ons sien u dan volgende week. Amen.